Goeiedag, baie welkom. Ek is bly dat jy ingeskakel het. Ek wil graag vandag vir jou herinner aan die woorde daar in Klagliedere 3. Want dit sal ek ter harte neem, en om hierdie rede bly ek hoop. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dis elke môre nuut. Die trou is groot. Ek het vir myself gesê, die Here is my lewe, daarom hoop ek op hom. En omdat dit waar is, liewe medegelowige, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, wat vir ons lief is en wat dag vir dag vir ons sorg vir dit wat ons nodig het, en van Jesus Christus ons verlosser, en van die Heilige Gees wat in jou en in my woon. Ons gaan vandag lees uit Josua 24. Nou terloops, dit is dan ook die leesrooster teks vir die 8de November. Ek gaan lees daar vanaf vers 1 en dan vers 2 en dan gaan ek 'n paar verse oorslaan en dan gaan ons weer lees van vers 13 af. Ek lees hy uit Jesaja 24 vers 1. Jesaja het al die stamme van Israel bymekaar gebring in Sichem. Hy het die leiers van Israel, die hoofde, die regters en die amptdraers geroep. En hulle het hulle plekke kom inneem in die teenwoordigheid van God. U hoor, in die teenwoordigheid van God. Toe sê Josua vir die hele volk, so sê die Here, die God van Israel. Nou gaan ons 'n paar verse oorslaan, maar vriende, elke slag en jy hoor, in hierdie stukkie wat ons oorslaan, as jy dit by die huis gaan lees, staan daar, ek het. En ek is mense so gaan tel, gaan mens 19 keer die woorde hoor, ek het. Wat vertel van die goeie dade van die Here, die geskenke van die Here se genade. En dan lees ons weer verder daarvan vers 13 af. Vers 13, waar die Here nog in die woord is, hy sê, ek het julle 'n land gegee, wat julle nie bewerk het nie, stede wat julle nie gebou het nie, maar waar julle gaan woon. Julle eet van die wingerde en die olyfboorde, wat julle nie geplant het nie. Betoon dan nou eerbied aan die Here, en dien hom, met opregtheid en met trou. Sien af van die gode wat julle voorvaders aan die kant die Efraat in Egipte gedien het, en dien die Here. Of, as julle dit nie goed vind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien. Die gode wat julle voorvaders gedien het, aan die ander kant van die Efraat, die gode van die Amorite, in wie se land julle woon. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Die volk het geantwoord, ons dink glad nie daaraan om die Here te verlaat en ander gode te dien nie. Dit is die Here, ons God, wat ons en ons voorvaders uit Egipte, die plek van slawerny, gebring het. Hy het daardie groot wonders voor ons oë gedoen, en hy het ons beskerm op die hele pad wat ons gekom het, en teen al die volke, deur wie se gebiede ons getrek het. Die Here het al die volke voor ons uitverdryf, die Amorite wat in die land gewoon het. Ons sal die Here dien, hy is ons God. Maar Josua het vir die volk gesê, julle kan nie die Here dien nie. Hy is 'n heilige God. Hy is 'n God wat onverdeelde trou eis en julle opstandigheid en sonde nie sal vergewe nie. As julle die Here verlaat en julle dien vreemde gode, sal hy wat aan julle goed gedoen het, teen julle draai en rampe oor julle bring en 'n eind aan julle maak. Die volk het vir Josua gesê, nee, ons sal die Here dien. Toe sê Josua vir die volk, julle self getuies daarvan, dat julle gekies het om die Here te dien. En hulle antwoord, ons is. Toe sê Josua, verwyder dan die vreemde gode tussen julle uit, en by julle heeltemal, jy hoor, heeltemal aan die Here, die God van Israel. En die volk sê vir Josua, ons sal die Here dien, ons sal na hom luister. Josua daardie dag vir die volk 'n verbond gesluit. 'n Verbond is altyd iets wat God doen, hy doen eerste, en dan antwoord die volk, of dan antwoord ons. Kom ek lees vir Josua daardie dag vir die volk 'n verbond gesluit, en vir hulle daar in Sichem voorskrifte en bepalings vasgelê. Hy het die dinge in die wetboek van God opgeskryf, 'n groot klip gevat, en dit
daar onder 'n groot boom by die heiligdom van die Here regop gesit. Hy het vir die volk gesê, sien julle die klip? Hy sal die getuie teen ons wees. Hy het alles gehoor wat die Here vir ons gesê het. Hy sal die getuie teen julle wees, dat julle nie julle God bedrieg nie. Daarna het Josua die volk laat gaan, elkeen na sy grond toe. Ons lees net tot sover in die woord van die Here. Liewe vriende, jy het dalk al die uitdrukking gehoor, famous last words. Famous last words is ons belangrike laaste woorde. Nou, as ons in die Bybel lees, dan lees ons dat Matteus 28 vir ons sê, net voordat Jesus opvaar na die hemel toe, sê Jesus, onthou, ek is met julle tot die volleinding van die wêreld, en aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde. Nou is dit vir my interessant. Dit is vir my interessant dat Moses, ek kan maar gaan lees dan Deuteronomium 30, en Josua se laaste woorde handel albei oor keuses. Wat my net vir ons sê, hoe belangrik dit is. En is dit ook nie toevallig dat Josua die Here se woorde begin met onthou nie. Hy herinner hulle daaraan dat hulle tot hier gekom het omdat God getrou was in die verlede. Dit is die feite. Onthou jy, ek het vir julle opgewys dat ons 16 keer hoor die Here sê, ek het vir julle gesorg, ek is julle genadig, ek is goed vir julle. Vriende, ek dink die Bybel wil vir ons vandag sê, dit het nou tyd geword om te dink oor die voetspore van God in jou lewe. Wat is die waarheid van God in jou lewe? As jy net vir 'n oombliekie gaan stilstaan, weet jy wat? Jy weet dit mos, God is lief vir jou. Die kruis vertel dit vir ons. Die kruis vertel vir ons hoe God se hart oor jou en oor my klop. Ons weet ook dat die lewe is 'n geskenk van die Here. Ons het dit mos nou in lockdown tyd beslis beleef. Ons het beleef, ons is nie in beheer nie. Maar as ons so 'n bietjie terugkyk, dan kan ons ook vir mekaar sê, die Here het vir ons gesorg. Selfs op die dae wat dit met ons moeilik gegaan het. Onthou die genade, onthou die goedheid van die Here. Onthou, maak 'n mens mos dankbaar. Maar dit is nie die hele storie nie. En dit is wat Josua dan ook baie duidelik sê. Hy sê, God is goed vir ons, God is genadig, God loop 'n pad met ons. Reageer op hierdie goedheid van die Here. Vriende, geloof is nie net iets wat ek en jy weet nie. Geloof is mos ook 'n manier waarop ons reageer, hoe ons leef, wat ons doen, aan wie ons behoort, en hoe ons dan ons lewe gaan inrig, wat 'n soort mens ons in hierdie lewe is. Nou is die vraag, hoe doen ek dit? Dit is 'n keuse om 'n pad saam met God te loop. Luister mooi, luister gou weer mooi wat sê vers 13 tot 15. Daar lees ek, die Here sê, ek het julle 'n land gegee wat julle bewerk het nie, stede wat julle gebou het nie, maar waar julle gaan woon, julle eet die wingerde en olyfboorde wat julle nie geplant het nie. Betoon dan nou eerbied aan God, reageer op hierdie goedheid van die Here. Betoon dan eerbied aan God en dien hom met opregtheid en met trou. Sien af van die gode wat julle voorvaders aan die kant die Eufraat in Egipte gedien het en dien die Here. Of as julle dit nie goed vind om die Here te dien nie, kies dan vandag vir wie julle wil dien. Die gode wat julle voorvaders gedien het aan die ander kant van die Eufraat, op die gode van die Amorite in wie se land julle woon. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Wat uitstaan in hierdie gedeelte is, die keuse begin by jou. Begin by my. Ons het gelees wat my betref. Maar dan gaan hy verder en sê, hierdie keuse wat ek maak, het 'n effek.
effek op my familie, maar ook effek in die samelewing waarin ek woon. Nou dit kan bemoedigend wees, maar dit kan ook 'n mens bang maak. Dit was moeder Teresa wat een keer gesê het, sy het gesê, ons as Christene is dikwels die grootste struikelblok vir hulle wat probeer om nader aan Christus te kom. Ons spreek dikwels in die evangelie wat ons nie leef nie. Dit is die grootste rede waarom mense van die wêreld nie glo nie. Josua het dit geweet, daarom vers 15. Ek lees vir u vers 15, waar hy dan sê, of as julle dit nie goed vind om die Here te dien nie, kies dan vandag vir wie julle wil dien, en dan sê wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Kies vandag vir wie jy wil dien. Jy sien, die Here stel dit nie uit, hy sê vandag, nou is 'n baie beslissende oomblik in jou en my lewe. Kies vandag. Op die volgende antwoord in vers 6, en hulle sê, ons oorweeg het glad nie om ander gode te dien nie. Natuurlik gaan ons die Here dien, hoe dan anders? Die enige dominee as jy net hier sou stop, sou sê, sjoe, hier is gepreek, die Here se woord gehoor, en nou reageer almal baie positief. Maar dan die interessantheid, eintlik die vreemde van ons skrifgedeelte, ons lees in vers 17, daar sê Josua, julle kan nie die Here dien nie. En wat ek daarmee bedoel is, julle moet baie mooi verstaan wat julle sê. Julle moet mooi verstaan wat jy beloof. Dit beteken twee dinge. Dit wat jy sê, dit wat jy beloof, beteken verwyder. Verwyder die afgode. Moenie maak soos die mense rondom julle nie. Moenie ander afgode dien nie. Dan moenie iets anders in jou lewe wees wat belangriker is as die Here nie. En dan kom hy by die tweede ding is, laat ons onsself volkome moet toewy aan die Here. Dis vers 23. Dit is so belangrik dat ek dit graag weer vir jou wil lees. Josua sê, verwyder die vreemde gode tussen julle uit en wy julle heeltemal, u hoor, heeltemal aan die Here, die God van Israel. So hoor, dieselfde gedagte ook in die Nuwe Testament. Dan Romeine 12, die baie bekende gedeelte. Ek lees dit vir jou, die eerste paar verse, wat sê, en nou doen ek 'n beroep. Nou beroep is 'n ernstige woord. Beroep op julle, broers, my sou kon sê, susters, nou doen ek 'n beroep op kerkmense. 'n Beroep op jou en my. Op grond van die groot ontferming van God. Nou die groot ontferming van God is mos die genade. En ons het dit baie duidelik in Jesus Christus gesien. Ons sien dit baie duidelik hoe die Here vir ons sorg, hoe hy vir ons lief is, grond van die groot ontferming van God. Wat moet ek doen? Gee julle self aan God, as 'n lewende en heilige offer wat vir hom aanneemlik is. Gee jouself, daar waar jy leef, gee jouself vir die Here. Leef daar vir die Here, soos wat hy dit van jou vra. Heilig beteken ek is afgesonder vir die Here. Maar dit moet vir hom aanneemlik wees, soos die Here dit van my vra. Nie soos wat ek wil nie, en dit wat ek die Here van my vra, kry ons mos uit die woord uit. En sê, dit is die wesenlike van die godsdienst, wat julle moet beoefen. Dit is waaroor godsdienst gaan. En dan gaan hy verder sê, julle moenie verwyder, julle moenie van hierdie sondige wêreld, julle moenie in hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Maar laat God julle verander, deur julle denke te vernuwe. Dan sê julle ook onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Jy hoor, aan die een kant verwyder, moenie. Aan die ander kant, gee jouself as heilige offer, wy jouself heeltemal toe aan die Here. Vriende, dit is groot goed. En daarom sê Josua vir sy volk, met sy laaste boodskap, famous last words, sê hy, dink mooi. Dink mooi, dit is 'n keuse. Waarop die volk dan antwoord in vers 24. En hulle sê 2 keer, ons sal, en ek wil dit vir jou lees, hulle antwoord, die volk sê vir Josua,
Ons sal die Here dien. Dis die eerste, ons sal na hom luister. Jy hoor, dit is nie net weet nie. Dit is dien. En dit is luister. Wat van jou? Jy al eerlik oor jou lewe gedink. Wat begin met onthou die goedheid van die Here, die genade van die Here. Wat keer vir jou om die verkeerde goed te los? Om die dinge wat in jou lewe belangriker geraak het is die Here, net eenvoudig te los. Om nie te maak soos al die mense rondom ons nie, maar te maak soos wat die Here van ons vra, na hom te luister nie. Wat keer vir jou? Ek wil vir jou vra, hoe lyk jou verhouding met die Here? En dan die saam natuurlik, uit hierdie teks is dit duidelik, dat ek 'n voorbeeld stel. Nou, wat 'n voorbeeld stel jy? Wat oor die mense sê jy? Wat is die dinge wat die mense in jou lewe sien? Ek lees, daar was 'n meningsopname, navorsing gemaak oor mense wat sê dat hulle gelowige gesinne is. Nou wil ek sommer 'n paar vrae vra. Hoeveel? Nou uit hierdie navorsing, hoeveel dink jy mense het aangetoon dat hulle met hulle kinders praat oor geloof? Jy nou moet raai. Dit is mense wat sê hulle is gelowige gesinne. Hoeveel van hulle praat met hulle kinders oor geloof? Hier is 13%. Hoeveel het geen geloofsgesprekke met hulle kinders en met hulle familiemense nie? Is 59,3%. Hoeveel gesinne lees gereeld Bybel? Jy moet raai. Navorsing sê 6,89. Hoeveel gesinne lees nooit die Bybel nie? Hoor mooi, 68,96, mens kom maar praat van 69. Hoeveel gesinne doen diens? 50%. Dat is natuurlijk 50% wat dan nou nie doen nie. Hoeveel gesinne bid saam? As jy moet raai. Navorsing sê 8,47%. Hoeveel gesinne bid nooit saam nie? 74,57%. Klink dit vir jou soos mense wat hulle heeltemal in die Here toegewy het? Nou ek noem nie hierdie getalle of hierdie persentasies sodat jy my skuldig voel en sê kyk hoe sleg is ek nie. Ek sê dit om te wys daar is 'n groter nood. Ons het hulp nodig. En is nooit te laat nie. Is nooit te laat vir 'n hertoewyding nie. Om weer vir 'n slag eerlik te gaan kyk, hoe lyk my lewe voor die Here? Hoe lyk die voetspore van die Here in my lewe? En hoe het ek daarop gereageer nie? Is nooit te laat om te kies nie. Die Here wil vanoggend vir jou en vir my vandag vir ons sê, kies. Kies vandag. Hoekom? Hoekom sê die Here dit? Vriende, omdat hy vir jou omgee. Omdat hy vir my omgee. Dis ook om die Here sê, kies. Want sien, jy kan anders kies ook. Daar is mense wat anders kies. Maar die Bybel is baie eerlike regheid as hy sê, dit het gevolge. Bring my nou by hierdie klip. Ons het gelees van 'n klip wat Josua daar onder die boom gesit het. Dis iets prakties, is iets sigbaar. En met hierdie klip wou hy iets sê, dis mos maar net 'n teken. Dit vertel 'n storie. Dit wou twee dinge sê, wou iets sê oor die goedheid, oor die genade van die Here. Maar dit wou iets sê ook oor die volk se verbintenis, hulle keuse, hulle commitment aan die Here. Ek het 'n ander klip, dit lê op my studeerkamertafel gereeld. Dis 'n klip wat ek by die laaste synode sitting gekry het. Dit was op die tafel, dit is 'n klip wat vir my gegee is. En vriende, hierdie klip wat my ook dink aan die goedheid van die Here.
Dit laat my ver dink na die klip wat weggerol is, daar by Jesus se graf. Jesus wat opgestaan het, nadat hy my straf, jou straf gedra het, omdat sy genade so groot is, sodat ek en jy ook ewig kan lewe. Ek wil vir jou nooi, miskien 'n klip, miskien 'n plakkaat te gaan maak, as 'n gesin, dit kan 'n gesinsding doen, waar ons saam gaan sit en sê, ons praat gou 'n bietjie oor die goedheid en die genade van die Here. En ons as gesin is 'n dankbare gesin. Of as jy nie 'n enkel mensie is, ek is dan 'n dankbare mens. En dan vat jy sigbaar, soos 'n klip, en jy sit dit op 'n plek, waar almal dit kan sien, veral jy dit kan sien. So elke keer as jy daar verbystap, jy kan onthou, God is goed vir my, is genade vir my, maar ek het ook gekies. Ek het gereageer op hierdie genade van die Here. Ek het myself heeltemal aan die Here verbind. Kom, het is dit nodig. Vriende, ons kan maklik vergeet. Die goeie tye kan ons verskriklik jaag. Kan ek vergeet. Leef asof God nie voetspore in my lewe gemaak het nie. Vriende, as dit moeilik gaan, kan ek vergeet dat die omgee God ook by my is. Hierdie klip of plakkaat as ek sou wil maak, ons familie saam ding doen, kan my help om te onthou. En dit gaan my dankbaar maak, maar dit gaan my ook verantwoordelik hou. Elke keer as ek hierdie klip sien, dan moet ek kan onthou, ek het beloof, en ek weet waarvoor ek beloof het. En hierdie keuse wat jy vandag maak, wat ek vandag maak, bepaal my toekoms. Jy het dit nie gehoor in die Bybel nie. En dit was so waar in Josua se tyd. Die Bybel vertel vir ons dat in Josua se tyd die mense die Here gedien het. Daai leiers wat hier was, het die Here gedien. Maar toe hulle nie meer daar is nie, vertel rigters vir ons 'n hartseer storie van 'n volk wat afgedwaal het. Kies vandag, sê die Here, vir wie jy en ek wil dien. Amen. Ons maak 'n oë toe. En bid ons gou saam. Hemelse Vader, ons dankie dat ons kan kies. Dat ons nie slagoffers is nie. Here, dit is so waar van ons lewe, dat U vir ons goed is, genadig is, dat die kruis dit vir ons vertel. Here, nou nooi U vir ons, om te kies en te reageer op die genade. Here, ons wil kom sê, hier is ons. Wetende wat hierdie keuse vra. Dat het vra dat ons aan die een kant met die dinge los, wat nie vir U aanneemlik is nie. Dat ons aan die ander kant onsself heeltemal in U moet toewy. Here, ons weet, dit is nie so maklik nie. Daarom help ons om vir ons daar tekens op te sit wat vir ons kan help. Help ook, Here, dat daar sal vriende wees, geloofsvriende, wat ook daar sal wees om ons aan te moedig, om voluit vir U te dien. Ja, Here, ons het mekaar so nodig, en daarom dank ons U vir ons broers en susters in die geloof. Amen. Vir hierdie week wat voor lê, gaan 'n hele klompie uitdagings hê, soos my elke ander week. En daarom wil die Here vir jou uitstuur met sy seën. En daarom wil ek vir u die Here se seën, dit kom uit Numeri 6 uit, vir jou voorlees. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Amen.